Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons eredienstyd en weer welkom al ons kykers wat ingeskakel het op die woord hierdie tyd saam. Nou ons is besig met 'n reeks wat handel oor val en opstaan. Hoe groei jy jou lewe uit die grot uit? En wat is die Here se wil vir jou lewe daar buite die grot? Vandag gaan ons kyk na hoe volg ek en jy Jesus se voorbeeld in hierdie lewe buite die grot. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan eers op en kom ons sing saam. Dit is my vreugde, dit is my lied, hy steek my heiland, aldag opnieuw. Dit is my vreugde, dit is my lied, hy steek my heiland, aldag opnieuw. Jesus is mine, hemelse voorspraak, vreugde so rein. Ek wil nog opstaan, hy het geboet, is met haar bode, en hier sy bloed. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, it's praising my Savior all the day long. It's praising my Savior. Ons het laasweek hierdie reeks begin met die lewe buite die grot en ek skryf ook al van uit die nuwe boek uit vir my van val en opstaan. Hoe kom jy by die lewe buite die grot uit? Nou, die eerste belangrike punt natuurlik is Jesus. Jesus is die eerste persoon wat uit die grot uit kon leef, né? Onthou né? Jesus is die eerste persoon wat vrygekom het en buite die grot gaan leef het. So Jesus is jou en my voorbeeld van hoe gaan ek leef buite die grot. Ek kan net by Jesus gaan leer hoe om te leef buite die grot. En dis wat ek wil doen met my lewe en ek seker van jy met jou lewe. Ek wil buite die grot leef, ek wil vry wees, ek wil nuut wees, ek wil in 'n nuwe koninkryk leef, maar om dit te kan doen, moet ek by Jesus gaan leer hoe om dit te doen. Nou, as ons na Jesus toe gaan of na die Bybel toe gaan, dan sê dit vir ons baie keer, volg Jesus se voorbeeld. Julle moet Jesus se voorbeeld volg. Paulus sê, ek volg Jesus, daarom kan julle my volg. So, dit moet ons almal van ons wat sê ons is volgelinge van Jesus, dit moet ons almal se motto eintlik wees. Ek probeer my bes om Jesus te volg en daarom kan jy my volg, want ek probeer Jesus volg. Een van die skrifte wat dit baie mooi sê, is 1 Petrus 2, vers 21, en ek wil net klem op hom lê. Hy sê, hierdie soort swaar kry, moet juist deel uit van dit wees waartoe God julle geroep het. Christus, wat vir julle gelei het, is julle voorbeeld volgens sy spore. So, hy sê, julle het swaar kry, en Christus roep julle swaar kry toe, en dan sê hy, maar Christus roep julle swaar kry toe, en sê, volg my voorbeeld, volg my voetspore. So, as ek net dink aan al die skrifte, Filippense 2, wat sê, Jesus sê, of waar Paulus sê, ons moet dieselfde gesindheid as Jesus het. En dan begin hy praat oor swaar kry. Jesus het dit geen roof gehad om in die hemel te wees nie. Hy het mens geword, hy het onder ons kom leef, hy het kom sterf. Ons moet sy voorbeeld volg. So, hier's my en jou uitkyk op die lewe. Hoe baie volg ek Jesus se voorbeeld? As jy nie Jesus volg nie, gaan jy sukkel met die lewe buite die grot. Want jy gaan nie aanpas buite die grot nie. Hy is jou mentor, jou coach oor hoe lyk die lewe buite die grot. So as ek en jy 'n studie gaan maak van Jesus se lewe. Nou ons kan begin van sy geboorte af. Ons kan vat al sy wonderwerke, ons kan vat al sy woorde wat hy geleer het en ons kan sê ek wil al daardie goed volg. Dit raak bietjie overwhelming. Dit raak bietjie baie goed. As jy die tyd het en jy kan regtig dit bestudeer, doen dit. Gaan volg als van Jesus. Maar ek wil fokus, en ek dink hierdie is die belangrikste gedeelte. Ek wil fokus op waar Jesus se lewe
kom ons sê 'n klimaks begin bereik het. Die slim ouens, ou wat ek gelees het, Ronald Rolheiser, ek skryf ook van hom in die boek. Ronald Rolheiser en die slim ouens sê Jesus se lewe bereik 'n klimaks. En dis wanneer dit hierdie klimaks bereik, dis wanneer jy dit moet volg. En ons almal weet wat die klimaks, né? Sy intog in Jerusalem in, op die donkie ry hy, die skare skree. En wat gebeur aan die einde van daai week? Hulle kruisig hom. Dit was die klimaks van sy lewe. Dit was die punchline van sy lewe. Nou, hier's dit. Hulle praat van die sirkel van Jesus se lewe. Die sirkel, ek noem dit die sirkel van die koninkryk. Dis 'n sirkel wat oor en oor gebeur. En die sirkel begin waar? Waar Jesus sterf. Dis die voorbeeld wat ek en jy die meeste moet volg van alles in ons lewe. Die paadjie wat lei na Jesus se sterf toe. Nou, net vinnig. Sterf kan jy nie kies nie. Dit kom jou pad langs. Enige vorm van trauma, ons sal volgende week baie meer daaroor praat, maar enige vorm van trauma, enige vorm van ontnigtering, enige vorm van ek hou nie van dit wat nou gebeur nie, dis 'n vorm van sterf, dis 'n vorm van dood. En dit tref ons almal een of ander tyd. So een of ander tyd gaan ek en jy daardeur gaan en moet ek en jy daarmee deal en cope, soos hulle sê, net daardeur werk. Wat doen ek met hierdie seep? So, hier's wat jy daarmee doen, vat dit na Jesus toe. En gaan kyk wat het hy daarmee gedoen. Die sirkel van Jesus, die sirkel wat ek en jy volg vir die lewe buite die grot, gaan dan voort na 'n vinnige opstanding toe. En ons almal weet dit. Paasnaweek is om die draai, maand of 2 van nou af. Waar begin dit? Goeie Vrydag, Jesus sterf. En dan Sondag, opstandingssondag. Waarvan praat dit? Dit praat van na 'n dood moet daar 'n vinnige opstanding wees. En hier is die vraag, het jy al 'n vinnige opstanding beleef? As jy deur 'n trauma, 'n krisis, 'n seer, 'n pyn gaan, het jy al 'n vinnige opstanding beleef van, hierdie ding gaan my nie doodmaak nie. Ek gaan nie deurkom. Skus vir die Engels, ek gaan survive, né? Dis wat ons altyd sê, né? Ek moet net hierdie ding survive, né? Nou, hier is die woorde. Na die dood moet daar vinnige opstanding kom. En ons gaan daaroor ook praat, want sonder 'n vinnige opstanding, dis wanneer mense opgee op die lewe. Dis wanneer mense selfmoord pleeg. Dis wanneer mense net nie meer kan nie, net nie meer wil nie. Hulle beleef nie 'n vinnige opstanding nie. Meeste mense wat ek ken, beleef 'n vinnige opstanding. Dis waarom ons nog hier is. Dis waarom ons nog op planeet Aarde is. This is why we still going, né? Dis ons leef. Ons het 'n opstanding beleef. Maar hier is die volgende stap in Jesus se lewe. Vir 40 dae verskyn hy af en aan die disippels, en in daai 40 dae wat hy aan die disippels verskyn, leer hy hulle alles oor die lewe van die koninkryk. Ons gaan na daai skrif toe ook kyk. Met ander woorde, wat leer hy hulle? Hy leer hulle die lewe buite die grot, maar vir 40 dae. En jy gaan iets leer van die uniekheid van die getal 40, né? Dink gou in jou kop as jy Bybel bietjie ken. Hoe lank was die Israeliete in die woestyn? 40 jaar. Hoe lank was Jesus in die woestyn? 40 dae. 40. Oral is die getal 40. Waarvan praat 40? 40 praat van die werk wat jy moet doen. En hier is die vraag, né? Na jou pyn, na jou vinnige opstanding, het jy die werk gedoen om gesond te word? Meeste mense, en ek sê dit met baie liefde, meeste mense doen nie die werk nie. Hulle wil net oorleef. Hulle wil net hê die pyn moet verbygaan. Hulle wil net hê dit moet stop. Hulle wil net hê, vat net alles weg. Ek wil net weer beter voel. Hier's my tip, hier's my les wat ek geleer het. Moenie laat die 40 dae gouer stop as wat dit moet stop nie. Jy moet leer. Ons gaan baie in die boek kyk, ons gaan baie in die reeks kyk, na wat was die werk wat soveel mense in hulle pyn, in hulle teleurstelling, in hulle trauma moes doen in die 40 dae. Hier is die goeie nuus. Waar stop die 40 dae? Die woordjie hemelvaart. En hierdie is 'n bevrydende woord. Hierdie is 'n aha-woord. Wat's hemelvaart? Jesus gaan terug na die Vader toe. Sy werk, sy taak, sy opdrag op aarde is klaar. Hy het gegroei, hy het ge-achieve wat hy moes achieve. Elke mens moet 'n hemelvaart beleef. Wat is jou hemelvaart? Dis waar jy jou seer teruggee, né? Dis waar jy jou pyn weggee. In hier baie stories. Ek het stories van mense wat gemolesteer is, verkragt is, mense wat werk verloor, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het, mense wat deur verskriklike trauma gegaan het en dan by hemelvaart uitgekom het, natuurlik na werk, na vinnige opstanding, maar wat by hemelvaart uitgekom het van net, dis nou verby. Dit het nie meer hou vas op my lewe nie.
Elke keer as iemand die woord molesteer of verkrag of iets soos dit gebruik, is dit nie my binneste wat my so in mekaar trek van, eina, ek weet, nee, daar's 'n vryheid. Ek het my skuldgevoel weggegee, ek het my shame weggegee, ek het die goed wat op my rug is, het ek het my woede daaroor weggegee, ek het mense vergewe, ek het vrygekom. Hemelvaart is een van die mooiste, kosbaarste goed wat ons oor gaan praat. Een ding van hemelvaart is, in Engels praat hulle van claim your new birth. Nou wat claim your new birth beteken is, jy moet 'n prentjie hê van hoe wil jy lyk by jou hemelvaart? Hoe moet vryheid lyk? Hoe moet dit vir jou lyk om vry te leef sonder sonde, sonder skuldgevoel, sonder 'n swaard oor jou kop, sonder hy pyn in jou binneste? Mense wat deur daai goed gaan sê, Andries, as hy pyn net kan weggaan, dis jou hemelvaart. Claim your new birth. Gee daai nuwe jy 'n naam, gee daai nuwe baba 'n naam, daai nuutgebore jy wat deur seer en pyn uitgekom het, deur die voorbeeld van Jesus te volg by 'n nuwe jy, 'n hemelvaart, 'n nuwe mens, nuut gemaak in Christus. En dan, wat gebeur na die hemelvaart? 10 dae later is daar 'n Pinksterdag. Onthou die Pinkster, toe die Heilige Gees soos 'n duif op hulle neergekom het, vlamme van vuur op hulle koppe. Nou, dis deel van jou siklus. Kom ons praat net vinnig oor wat beteken die Pinkster. Pinkster beteken 'n nuwe vars salwing van die Heilige Gees. Eerstens wat die verlede gesond maak en heel maak, maar ook, en hier is die hartseer, jou voorberei vir die volgende sirkel. Onthou jy Jesus, net voor sy kruisiging, kom 'n vrou in 'n vertrek ingestap en sy gooi salfolie oor sy voete, oor sy kop en sy hele lyf. Onthou jy, wat is dit? Dis 'n vorm van Pinkster, né? Die Heilige Gees van sy kop tot sy tone kom oor hom. Wat is dit? Die Heilige Gees berei hom voor vir die dood. En hier's die sirkel. Elke keer as die Heilige Gees jou voorberei, wat kom weer in jou lewe? 'n Nuwe sirkel van dood. 'n Nuwe pyn. Nou kom ons staan gou hier stil. Hier is die sirkel. Kom ek gee hom weer een keer vir jou en dan gaan ek hom net weer klaarmaak en vasvat. Die sirkel is daar met 'n dood wees in jou lewe. Dan moet daar 'n vinnige opstanding wees. 3 dae later of week later, maand later, jy moet cope deur hierdie pyn. En dan as jy klaar is en jy's ready en jy het opgestaan en jy's deur die dood, dan begin jou werk. Jy's nog nie gesond nie. Jy's nog nie sterk nie, dan begin jou 40 dae werk in die sirkel, en wat beleef jy dan? Daai dag van hemelvaart, waar jy sê, Here, hier gee ek my pyn weg, gee ek my hartseer weg, hier gee ek alles, né? Daai dag, daai hemelvaart, jy moet dit beleef, en dan wat is die volgende een? Weer 'n Pinkster, 'n aanraking van God se krag, om weer deur te gaan. Nou hier is my denke oor hierdie sirkel, wat jou en my daar kan help. Eerstens, ons het klein sirkeltjies. Klein, petty klein sirkeltjie. Jy word die oggend wakker, jy is redelik moeg, jy is lus vir 'n koffie, en jy besluit, weet jy, ek gaan opstaan en ek gaan vir my vrou koffie maak. Wat's dit? Dis 'n sterf. Jy sterf vir jou eie ek, jy sterf vir jou eie begeerte. By die werk, 'n kollega het vir jou 'n goeie tip gegee, jy het dit gevolg, jy het 'n goeie kontrak gekry, die baas gee vir jou applous, jy sterf deur te sê, nee, dankie, maar dit was hierdie een wat eintlik vir my die advies gegee het. So, daai sterf vir die eie ek. Jy trap nie op mense nie, jy dink nie net in jouself nie, alles gaan nie net oor jou wil, jou begeertes, jou woede, jou nie. Dis 'n klein sterf. Nou wat gebeur in daai sterf? Jy gee jouself weg, jy beleef 'n vinnige opstanding van, dit was nie so erg, dit was eintlik lekker. Jy doen die innerlike werk en sê, dis 'n voorreg om mense te dien, dis 'n voorreg om nie al die eer te kry. So jy gaan vinnig deur die werk, jy het 'n hemelvaart van, dit was nice, en jy kry dadelik weer 'n Pinksterbelewenis, 'n Heilige Gees aanraking vir die volgende sirkel. Maar dan kry ons klein sirkeltjies, maar dan kry ons groot sirkels. En die groot sirkels is gewoonlik lewensveranderende momente. As jy gaan kyk, 1 Korintiërs 13 skryf daaroor, hy sê, ek het gedink soos 'n kind, ek het gevoel soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind, ek het gepraat soos 'n kind, en dan sê hy hierdie woorde, en toe verander alles. Dit was 'n groot sirkel. Die dag toe alles in jou lewe verander het, die dag toe jy die oproep kry, dis kanker. Die dag toe 'n geliefde sterf, die dag toe jy skuldig bevind word in 'n verhoor, en jy verloor jou werk, of verloor geld, of daai groot moments, waar jy daai, diep
pyn in jou binneste voel. Daai, kan jy glo, dit tref my, ek is onnigter. Dis toe hulle inbreek, dis toe hulle hijack, dis toe moord, dis daai groot sirkels. Begin met 'n dood. En wanneer jy daai dood beleef, moet jy by 'n vinnige opstanding kom. En ons moet bid vir mekaar. Jy moet gaan kuier by goeie vriende, jy moet in die kerk kom. Ja, daar's klomp goed wat jy kan doen om 'n vinnige opstanding te beleef, maar jy moet. Anders gee jy in op lewe. Anders you don't want to go on. Jy wil net quit, jy wil net uitklim. So, vinnige opstanding. En dan die groot werk in die groot sirkels. Vat ook baie langer. Dus jy moet die vals self gaan ontdek. Jy moet gaan ontdek, hoekom maak dit so seer? Hoekom maak dit jou so bang? En jy moet deur alles, net soos Jesus met sy disippels, moet jy deur alles praat oor waaroor gaan die koninkryk, wat moet ons doen? Wat's my werk wat ek en jy moet gaan doen, nou dat ons deur hierdie seer is, om gesond aan die ander kant uit te kom. Hemelvaart is wanneer jy jou seer gee, maar ook gee. Dis 'n ander gee. Hemelvaart is ook wanneer jy jou storie kan deel met mense, nie vir jouself nie, maar om hulle te help. En dis baie wat ek doen in die boek van Val en Opstaan. Ek deel my stories van hoe het ek aan die ander kant uitgekom, nadat klomp goed in my lewe gebeur het, nadat ek gedink het ek kan nie meer 'n predikant wees, ek wil nie meer hierdie werk doen nie. Hoe het ek aan die ander kant gekom van hemelvaart, waar ek gee weer. Ek gee nie net my seer vir God nie, maar ek gee ook nou my ondervinding, my storie, my pyn, deel ek met mense. En in die groot sirkels is dit baie moeiliker om dit te doen. Daar's mense wat net sê, ek wil nooit weer terug gaan soontoe nie. Hulle gaan bære dit in 'n kas, maak dit toe met die skoenbokse. En daaronder lê iets, dit simmer daar. En jy moet teruggaan en dit gaan uithaal. Dat jy dit kan gee en vrykom en gesond kan word. Natuurlik met grense. Jy praat nie net oop oor en gee vir almal alles wat hulle wil hê nie, met grense. Maar jy's hemelvaart en vry. En dan die wonderlike ding, Pinkster. Die krag van die Heilige Gees wat jou en my kan help om deur enige seer te werk. En dis dalk vandag moet ons dalk so 'n bietjie ernstiger stop. Ons praat nou lekker van die sirkel en is pyn en seer, is opstanding en ek's deur dit en nee, ek praat asof dit maklik is. Dalk het jy baie seer. Dalk kyk jy na hierdie program vandag, dalk is jy ingeskakel saam met ons. En jy sê, jy praat van seer, maar jy het nie idee wat gaan binne in my aan nie. Jy het nie idee hoe voel dit om alles te verloor nie. Jy het nie idee hoe voel dit om nie hoop te hê vir môre nie. Kan ek jou sê, ek het 'n idee. Ek weet hoe voel dit om te dink, alles is verby. Gaan nooit weer opstaan nie, gaan nooit weer 'n daggie sonlig sien daar buite. En hier is die sirkel van Jesus se lewe het my gered. Om te sien, Jesus is 3 dae in 'n graf, geen lig, geen hoop. En die Gees het hom lewend kom maak. As jy Petrus gaan lees, jy sien, die Heilige Gees het Jesus uit die graf uit laat lewendig opstaan. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, daai krag kan jou nou vandag 'n vinnige opstanding gee. Net sê, ek gaan nie ondergaan nie. Ek gaan dit maak deur hierdie trauma. Ek gaan dit maak deur hierdie onregverdigheid. Ek gaan dit maak deur hierdie massiewe guilt, skuldgevoel wat op my kop rus. Die Heilige Gees kan nou vir jou weer die krag gee om op te staan en hierdie dag in te gaan en vandag klaar te maak en môre weer aan te pak, en weer te begin lees, weer te begin bid, weer te begin glo. Die Heilige Gees kan jou die krag gee en die lewenslus gee om deur dit te werk, waardeur ek en jy moet werk. So, het jy daai sirkel, verstaan jy? Daar moet 'n dood wees, daar moet 'n vinnige opstanding wees, dan is daar 40 dae se werk, dan is daar 'n wonderlike hemelvaart en dan kom daar Pinkster. So wat van ek en jy begin hierdie sirkel net te mediteer? Ons vra hierdie vraag: waar is ek nou in hierdie sirkel? Want almal is iewers. Jy sê nee, ek het niks met pyn te doen nie, ek het niks met seer te doen nie. Wel, dan is jy net voor pyn. Dis op pad. Dan kies jy jou dood om in liefde mense te dien. Kies dan 'n klein sirkeltjie. Maar hier is die realiteit. Ons almal is iewers in hierdie sirkel. Of jy's dan nou net by 'n hemelvaart, jy het net deur pyn gewerk en jy's op 'n goeie spot en die Heilige Gees maak jou kragtig en jy's positief en jy's op 'n lekker plek. Dis great. Drink in van die Gees. Drink in daai lewe. Dalk is jy in die middel van werk en jy wil quit en sê die werk is te veel. Moenie ophou nie. Doen hierdie werk saam met my. Gebruik hierdie boek, gebruik hierdie preke, doen die werk en kom gesond aan die ander kant uit. Dis my droom vir jou en my lewe. Kom ons luister na hierdie lied saam. Here hoor my asseblief. Hoor
Ek wil saam met mense bid wat net sê, ek wil uitfigure waar is ek in die sirkel, of saam met mense wat sê, ek weet presies waar is ek is in die dood. Ek het nog nie 'n vinnige opstanding gehad nie, of ja, ek het 'n vinnige opstanding gehad, maar ek het die pyn in 'n kas gaan begrawe, ek het nie deur die werk gedoen nie, of ek wil selfs saam met mense bid wat sê, ek's in hemelvaart, ek's in Pinkster, dis goed. Maar kom ons bid nou, as groep mense saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se lewe, as voorbeeld van lewe buite die grot. Dankie dat Jesus ons wys hoe om te lewe. En hy wys, daar's altyd 'n opstanding, en daar's altyd hoop, en daar's altyd 'n hemelvaart, en daar's altyd 'n Pinkster. En daarom bid ek nou, reg oor ons land, vir mense wat in pyn is en seer is, dat hulle sal hoop kry, daar's 'n opstanding. Dat mense die geloof sal kry om die werk te doen, en dat ons 'n getuienis sal uitdra, van ek het hemelvaart beleef. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.